Paulus skryf in Efesiërs 6 vers 14, staan dan vas deur julle heupe te omgord met die waarheid. 'n Gesang wat geskryf is in verband met 'n baie spesifieke gebeure wat in die skrywer se lewe plaasgevind het, is staan op vir Jesus. Dit is saamgestel na die voortydige dood van die skrywer se geliefde vriend. In die lente van 1858 het herlewing in Philadelphia in die VSA plaasgevind. Die beweging het ontstaan uit middaggebedsbijeenkomste wat deur die Young Men's Christian Association, die YMCA, gekoördineer is. Dominee Dudley A. Ting, 'n jong episkopale predikant, is gou as die leier daarvan erken. Al was daar 'n mate van kontroversie oor sy anti-slawernyprediking, was Ting bekend en geliefd vir sy ywer vir die werk van God. Onder die interdenominasionale leiers wat om hom vergader het, was onder andere die presbyteriaanse predikant George Dutfield Jr. Op Dinsdag 13 April 1858 het Dominee Ting by sy landhuis gestudeer. Toe hy na die skuur gegaan het om na sy muil te kyk wat 'n masjien aangedryf het wat mielies gestroop het. Terwyl hy die dier deursoek het die mou van sy hemp in die ratte van die masjien vasgehaak en sy arm is ernstig beseer. Die arm is gou geamputeer, maar die wond het ontsteek en Ting is die volgende week oorlede. Voor sy dood is hy egter deur sy vriende gevra of daar enige boodskappe was wat hy aan diegene wat saam met hom aan die herlewingswerk deelgeneem het, sou oordra. Ting het kortliks geantwoord en begin met die woorde: "Sê vir hulle, laat ons almal vir Jesus opstaan." In die dae en gebeure na Ting se dood is hierdie laaste woorde verskeie kere aangehaal en het dit 'n klinkende aansporing geword aan almal wat deur sy bediening geraak is. Toe George Dutfield Jr. die volgende week vir sy eie gemeente gepreek het hy op Efesiërs 6 vers 14 gefokus. Staan dan vas deur julle heupe te omgord met die waarheid. En hy het sy preek afgesluit met 'n gesang wat hy geskryf het. Dit het begin met die reël: staan op vir Jesus. Die gesang is gou deur presbyteriaanse en kongresionalistiese uitgewers opgeneem en dit het vinnig 'n gevestigde werk geword. Dit het gewild geword onder soldate van die burgeroorlog, waarskynlik as gevolg van die militaristiese beelde en taal. Maar die verband met wêreldse gevegte was nie die skrywer se bedoeling nie. Christene het dikwels soldaatliedere gesing, want, soos God vir ons sê in Efesiërs 6 en elders, is ons lewens in Christus 'n stryd vir geloof te midde van geestelike vyande. Ons word geroep om in die krag te staan wat hy voorsien. Kom ons bid. Here, help my om op te staan vir U. Beskerm my vandag teen die vyand se leuns wat probeer verhinder dat ek effektief vir U kan werk. Dankie vir die oorwinning. Amen.